En ek net hoor, oom Cassie, moet ek 'n klein bietjie harder sit. Okay. Is dit beter of nog bietjie? Is dit reg so? Okay. So dis Hebreërs 9 vers 24 tot 28. Hebreërs 9 vers 24 tot 28 en voordat ons lees, die tema van vanoggend is vrees vir die dood. So dis 'n tema waaroor ek baie opgewonde is. Ek dink dis 'n tema wat ons almal al aan gedink het en ook 'n vreemde tema is vir ons elkeen. Nie een van ons het al doodgaan en kan hier voor staan en sê, hoorie, was eintlik nie so bad nie. Of dit was eintlik nie baie lekker nie. So ek is opgewonde om vandag saam met julle te kyk in die woord van God wat dit vir ons leer oor die dood homself. So voordat ons lees uit Hebreërs 9 vers 24 tot 28, kom ons sluit net die oë en dan nader ons die Here. Vader, waar ons nou gesing het, hoe groot is U? Vader, dink ek nie dat een taal op hierdie aarde, al sit ons elke taal saam, het die bewoording om werklik U te prys nie, om U grootheid te verduidelik nie, want U grootheid is oneindig groot. En Vader, in daai bewondering kom sit ons nou vanoggend hier by U voete, en in daai bewondering nader ons U genadetroon. En Vader, ons nader U vanoggend en ons vra, mag U Gees ons harte vernuwe, verander en mag ons ook rustigheid verkry in hierdie aspek van die dood. Vader, waar elke een van ons al seer gekry het deur 'n geliefde af te staan, maar Vader, ook sodoende mag U woord vanoggend vir ons nuwe waarhede openbaar. Mag U geheimenisse geopenbaar word vir ons, sodat ons in vreugde en vrede in hierdie wêreld kan leef. Dat ons niks sal vrees behalwe U nie. En dat ons sal groei in ons Godvreesendheid. Want as ons U vrees, hoef ons niemand anders te vrees nie. Geen entiteit of mag of gesag op hierdie aarde nie. En ook geen element of aspek van ons wandel nie. En Vader, sodoende vra ek maar net, mag ons vanoggend hier uitstap vernuwe in ons denke. Mag ons die kennis wat ons opbou, nie net vir onsself sal hou in 'n kluis in ons harte nie, maar mag ons dit deel met die wêreld daar buite. Want Vader, ons word geroep om U te verkondig, om U woord te versprei. En Vader, sodoende vra ek ook maar net, mag die ware leermeester vir elke een van ons op ons eie vlak hierdie waarhede verduidelik. En ook sodoende mag U verheerlik word hier vanoggend. Ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Hebreërs 9 vers 24 tot 28, lees ek weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling en vers 24 sê vir ons: Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met die hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan, met die bloed wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Net tot sover asseblief. Nou soos wat julle weet, is ons tans besig met die reeks wat handel oor die boek van Hebreërs, en ek hoop teen nou al het julle gesien wat se interessante aspekte word te vind in hierdie boek, en uit wat se verskillende hoekpunte die skrywer van Hebreërs konsepte verduidelik aan ons, wat ons eintlik ken, maar net op 'n ander manier, en baie keer ook nuwe
konsepte ook aan ons sodoende openbaar. Maar vanoggend is ons besig met preek nommer 5 in die reeks en ons gaan praat oor die nuwe tema wat handel oor die vrees vir die dood. Ons gaan vanoggend kyk na iets wat ek glo elke mens al aangedink het, elke mens al vrae oor gehad het en ek dink ook elke mens al vrees in beleef het. Nou ek is as persoon 'n baie vreemde persoon. Ek dink as iemand geweet het wat in my kop aangaan het, hulle my toegesluit in die malhuis. Want ek is 'n persoon wat sal kop tot laat in die aand oor konsepte soos die dood en probeer vir myself volgens die skrif en volgens dit wat ek nou al gesien het in die wêreld, dinge probeer wat sin maak. Dinge aan myself probeer verduidelik en dan baie keer in dit, ek onthou toe ek 'n jonger man was, 'n konsep soos die dood en die finaliteit wat te vind word in die konsep en wat jy sien in die wêreld en ook eintlik die impak van die mens wat na 3 generasies, partykeer 2 generasies vergete is, behalwe as jy nou iemand soos Alexander the Great was of iemand wat se lewenswandel neergepen was, het ons eintlik geen impak ook op hierdie aarde nie. Ons lewe is eintlik, ons heg soveel waarde aan ons eie ek, maar op die einde van die dag, 50 jaar nadat ek gesterf het, miskien minder, ken niemand wat nog op hierdie aarde is my nie. Weet niemand wat op hierdie aarde voortleef van my wandel op hierdie aarde nie. En sodoende gaan ons vandag die vraag vra, wat sê ons geloof vir ons oor hierdie? Wat sê die woord van God vir ons oor die aspek van die dood? En hoe is ons behoort as gelowiges om dit te hanteer, maar ook 'n ander medegelowige te help wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat miskien 'n gelowige afgestaan het of 'n geliefde afgestaan het aan die dood. En ook sodoende van die fisiese wêreld oorgaan het in die geesteswêreld. Nou voordat ons vanoggend aanbeweeg, vanoggend se boodskap gaan baie positief wees, maar onthou net, die woord sê vir ons dat die woord 'n tweesnyende swaard is. Soos wat ons bemoediging verkondig, is dit ook verdoeming vir die wat nie glo nie. So vanoggend gaan ek glad nie op die ander aspek 'n fokus van eintlik die ongelowige wêreld nie, maar meer op ons as gelowiges. Want ek sien in die 6 jaar wat ek nou 'n predikant is, die seer wat mense verkry in hierdie aspek van die dood. Die vrees wat te vind is in mense, in gelowiges se harte oor dit, en ook eintlik die min kennis wat ons eintlik het as gelowiges oor hierdie konsep. So voordat ons na ons hoofteksgedeelte kyk, wil ek net so 'n paar aspekte met julle deel. Eerstens wil ek dit baie duidelik maak. Niemand kan 'n ekspert of 'n kenner wees oor die dood nie, soos wat ek nou genoem het. Niemand was al dood in ons leeftyd wat teruggekom het en gelewe het nie. Ek weet mense skryf baie boeke daar buite oor ouens wat vir 5 minute medies doodverklaar was, wat nou 'n boek skryf oor hoe is die lewe na die dood. Mense, wees baie versigtig vir dit. Wees baie versigtig. Ek het nog nooit van een van hierdie stories gehoor wat, as jy die storie vat en jy vergelyk dit met die woord van God wat in lyn is met dit nie. So asseblief moet eerstens nie daai boeke gaan lees om rede, want ek weet hoe is die mens georiënteerd. Ons wil graag meer weet oor 'n aspek wat ons vrees omrede dit onbekend is. Is dit nie waar nie? Die mense is so georiënteerd. Ons wil uitvind oor iets en die ou, daar het iets met hom gebeur wat nog nie met my gebeur en miskien kan hy vir my 'n bietjie hoop gee deur na sy verhaal te luister. Maar mense, 'n mediese doodverklaring en wat die Bybel praat van dood is 2 verskillende goed. Medies sê dit vir ons as die hart ophou klop, is die persoon dood. En dan party kan dit verder vat as die aktiwiteit in die brein ophou. Ek dink dit vat so 'n paar sekondes of minute nog nadat die hart gaan staan net vir die brein om ook dood te gaan, soos wat ons dit noem, die breinaktiwiteit. Maar Bybels is daar 'n ander verduideliking vir die dood, en dit is wanneer liggaam en siel geskei word van mekaar. Die ou wat gesterf het, medies, wat teruggekom het, sy liggaam en siel het nooit geskei van mekaar nie. En wat ek daarmee bedoel is, Jesus verduidelik vir ons in die woord, dat
Wanneer iemand doodgaan, natuurlik gaan die liggaam weer terug na die stof toe, die aarde toe, en die siel gaan of na twee verskillende plekke toe, of hemel toe, na sy kruisdood en sy opstanding, of na die doderyk toe, waggend vir die oordeelsdag. Okay, ons gaan bietjie later daaroor gesels. Maar dan kan ons ook sê, die enigste waarheid wat alle mense op hierdie aarde verstaan en ken van die dood, is die waarheid dat elke een moet doodgaan. Is dit nie waar nie? Dit is 'n ding wat jy nie kan keer nie, dis 'n ding wat jy nie kan stop nie, dis 'n ding wat jy nie kan kies wanneer ek moet doodgaan nie, maar ons weet, en weet julle wat's baie interessant vir my? Meeste van ons leef in die illusie dat dit nie gaan gebeur nie. Het julle dit al agtergekom? En dan skielik eendag wanneer iemand siek raak, nou begin hy eers dink aan hierdie konsep, want nou raak dit meer 'n realiteit. Hoorie, ek kan miskien doodgaan. En ek wil nie hê dat enige een van ons wat in die liggaam van Jesus Christus is, nie moet vreugde hê in ons laaste minute hier op aarde nie. Dat nie een van ons moet vrees hê in ons harte nie. Maar ek wil net vir julle eintlik sê 'n statistiek deel wat eintlik vir ons verduidelik hoe algemeen is die dood. Nou die statistiek toon dat in elke sekonde van elke dag gaan daar 2 mense dood wêreldwyd. Okay? So dit sê vir ons in die uur van die preek sal daar wêreldwyd 7200 mense sterf. En nou kan ons dink, ja, dit is vreemd. Maar eintlik omrede ons weet dat geliefdes moet gaan hierdie aarde moet verlaat. Al is dit vir ons 'n vreesvolle tema en woord, is ons almal ook eintlik so gewoond aan dit. Is dit nie waar nie? Jy lees van dit op die nuus. Jy lees van oorloë wat hulle in Rusland byvoorbeeld al miljoene mense wat gesterf het. Maar dit beïnvloed jou nie so dat jy nie kan werk toe gaan nie. Nou vergeet jy daarvan. Is dit nie ook waar nie? Jy lees in die koerant van iemand wat verongeluk het op die pad. Maar jou lewe gaan aan. Die lewe gaan aan. Maar die dood is 'n realiteit en 'n waarheid wat niemand kan ontsnap nie. Maak nie saak hoe hard jy probeer nie, en wat vir my eintlik so interessant is, ek weet skrywers tot buite Christendom het al hieroor geskryf, dat maak nie saak hoe arm, hoe ryk, wat se status jy het, wat se kar jy ry, of onder wat se brug jy bly nie, elke persoon sal die dood ervaar, en terugkeer grond toe sonder rykdom. Is dit nie 'n waarheid nie? Maar as ons dan vandag na ons hoofteksgedeelte kyk en vir onsself vra, maar wat sê die woord nou vir ons as gelowiges? Sien ons eintlik die Paasnaweek se tema in ons hoofteksgedeelte. Ons sien vir Jesus wat gekruisig word, ons sien Jesus wat gekruisig word vir ons sondes, wat gesterf het en wat nou aan die regterhand van God is, sy Vader, en wat intree vir ons wanneer ons sonde doen. Intree vir ons by sy Vader, en dan praat ons hoofteksgedeelte ook dat hy weer sal terugkom sonder sonde verwysend. Christus, ons hou daarvan om te sê, Jesus het die wêreld se sonde op hom geneem. Maar onthou, hy moes bevuil geword het met dit om 'n offer te wees vir ons. En dis hoekom die skrywer sê in ons hoofteksgedeelte in vers 28, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Dat Christus gesterf het, die dood oorwin het, opgevaar het hemel toe, maar dat hy terugkom. Is dit nie ons hoop nie, dat Christus moet terugkom nie? Maar vanoggend gaan ons glad nie sistematies of eksegeties deur dit beweeg nie. Ek wil graag op vers 27 fokus wat sê, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Nou die vers gee vir ons 'n baie belangrike waarheid. Dit is 'n wet wat neergelê word, 'n waarheid deur God die Vader homself, dat elke mens bestem is om te sterf. Ons het nou net dit vasgestel sonder eers om na die woord te kyk. Dis 'n realiteit en 'n waarheid vir elke persoon op hierdie aarde. Maak nie saak in wat se geloof jy is nie. Maar die woord sê vir ons, God het dit bestem. En dan sê dit vir ons, en daarna te oordeel. Verwysend, geoordeel kan word, verwys om hemel toe te gaan of hel toe, en dit verwys ook na die toekomstige oordeelsdag, wat nog sal kom, wat daar sal wees vir die ongelowiges. Maar dan sê dit vir ons dat ons eenmaal sal sterf, en in hierdie konteks verwys dit
na die eerste dood, waarvan die skrif praat. Die dood van die vlees, die dood van die liggaam, wat sal plaasvind. Maar dan kan ons die vraag vra, maar hoekom is almal bestem vir die eerste dood? En ons vind eintlik die verduideliking van dit in Romeine 5 vers 12, wat sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So die dood is in die wêreld omrede die sonde. Die dood is in die wêreld omrede Adam sonde gedoen het, en die dood is afkomstig van die sonde. En net op hierdie punt wil ek dit net duidelik stel, en met julle deel. Die Bybel is baie direk oor dit, dat Adam in God se beeld geskape was. Is dit nie waar nie? In God se gelykenis. Hang nou wat se vertaling jy lees. Eva was uit Adam gemaak, maar toe hulle gesondig het, en toe hulle uit die tuin van Eden geskop is, het hulle 'n sondige natuur verkry in die vlees, wat ewigheidsimpak op hulle siele sou gehad het. Maar dan sê die woord vir ons, toe Adam se seun gebore was hy nie in God se gelykenis gebore nie, maar in Adam se sondige natuur se gelykenis gebore. En van daai dag af, wat Adam uitgekom het, ons almal kom van Adam af, word ons ook in sonde gebore. En omrede ons sondig is, moet ons die eerste dood verkry. Ok, ek glo almal tot op die punt het al hierdie waarhede gehoor wat ek nou in eenvoud met julle gedeel het. En dis hoekom God sê in Genesis, uit stof is jy gemaak en na stof toe sal jy terugkeer. Maar hoekom hoef ons as gelowiges, wat ook die dood verkry, net soos die ongelowige, hoekom hoef ons dit nie te vrees nie? En ek glo dis 'n baie goeie vraag. Want tog sê die skrif vir ons, gelowige en ongelowige sal sterf. Maar hoekom het hulle vrees, maar ons hoef nie vrees te hê vir dit nie? En ons kan almal nou in eenvoud 'n baie mooi Bybelse antwoord gee, omrede ons hoop het in die ewige lewe. Is dit nie waar nie? Ons het hoop in 'n lewe saam met God die Vader, nadat ons hierdie aarde verlaat het. Maar elke gelowige wat hier sit vanoggend weet dit, maar hoekom het ons nog steeds vrees? En eintlik is daar nog 'n verduideliking in die woord, hoekom ons nie moet vrees nie. En ons kry die sleutel tot hierdie geheimenis in Hebreërs 2 vers 9. Wat sê, maar ons sien hom naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Nou hierdie is 'n baie interessante gedeelte, en ons moet nou vir onsself vra, wat bedoel die skrywer as hy sê, Jesus het die dood vir ons gesmaak? Wat beteken dit? Eerstens kan ons sê, dit beteken, Jesus het fisies deur die dood gegaan, want hy het dit fisies gesmaak. Dit was nie 'n simboliese ding wat gebeur het nie, dit was 'n fisiese dood wat Christus verkry het. Ons lees in die skrif in Hebreërs, dat Christus tot doderyk toe gaan het, en toe, na 3 dae uit die doodheid opgestaan het. So Jesus het fisies vir ons gesterf. Maar ons eintlik 3 betekenisse aan hierdie waarheid dat Christus die dood vir ons gesmaak het. Die eerste een vind ons in 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 57, wat eintlik vir ons 'n bietjie dieperheid gee oor hierdie doodsmaak. En dit sê, en wanneer hierdie verganklike met die onverganklikheid bekleë is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleë is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Nou in hierdie gedeelte wat eindig met vers 57 wat sê, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Nou in die gedeelte verduidelik die skrywer dat deur Christus se opstanding uit die dood
het Christus die dood oorwin vir ons. Maar nou vra ons nog steeds vir ons die vraag, maar het die woord nie nou gesê dat elke een moet sterf nie, gelowige en ongelowige? Hoe het Christus dan die dood vir ons oorwin? So eerstens beteken dit, dat die wat glo nie doderyk toe sal gaan nie. Nou hierdie is my baie interessant. Christus kom terwyl hy op aarde was en verduidelik aan die mense wat voor hom is, die disippels, die gehoor, die doderyk. En hy gebruik Lazarus en die ryk man, ons het al hieroor gepreek. En Jesus sê eintlik vir ons dat die doderyk twee kante gehad het. 'n tydelike hel, maar ook 'n tydelike paradys, en hulle die tydelike paradys gesê dat almal wat daar binne was in Abraham se boesem. En dat niemand van die kant af kan oorgaan die kant toe nie, en niemand van die kant af oor kan gaan daai kant toe nie. Maar toe kom Jesus en hy sterf vir ons, en hy gaan doderyk toe en verkondig sy oorwinning. Maar toe sê die Bybel vir ons, baie interessant, dat hy die gevangene geneem het, saam met hom toe hy hemel toe gaan het. En hoekom verwys hy na die gevangene? Hy verwys na die gevangene omrede al was hulle in die paradyskant, was hulle nog nie by die Vader nie. En hy het hulle gevangene geneem, dis aan die paradyskant, en saam met hom geneem. Want onthou, hier is nou 'n baie belangrike konsep. Want as ons glo dat 'n gelowige doderyk toe gaan, beteken dit dat Christus se werking aan die kruis nog nie ingeskop het nie. Dat dit eers eendag sal inskop. Maar die woord sê vir ons en die eerste martelaar, nou wat verwys die eerste gelowige na Christus wat gesterf het, wat opgeteken is vir sy geloof, was Stefanus. Hy was doodgestenig. En die woord sê vir ons dat Stefanus, terwyl hy besig is om te sterf, het 'n engel se gesig verkry, verwysend vrede verkry. En hy kyk op na die hemele, en wat sien hy? Hy sien die Seun van God nie sit langs die Vader nie, hy sien hom staan langs die Vader, want die gasheer verwelkom die gas. En wat sê dit vir ons? Openbaring skryf, is daar ook oor en oor geskryf daarvan. Paulus skryf, Vader, ek verlang om na u toe te gaan. Openbaring sê die heiliges is daar, alreeds, in die tydelike hemel, by die Vader. So eerstens sê ons hoofteks of ons hoofteksgedeelte, hierdie gedeelte wat ons nou net gelees het, wat 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 57 is, in vers 55, dood, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning? Verwysend dat die wat in Christus is, sal nie doderyk toe gaan nie. Christus het dit oorwin, sodat ons na hom toe kan gaan, in die hemel. Nou die tweede verwysing, of waarna dit verwys dat Christus die dood vir ons gesmaak het, verwys na die tweede dood. Dat ons wat glo en in Jesus is, nie die tweede dood sal verkry nie. En ons lees van dit in Openbaring 20 vers 14, wat sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Ok. Nou as die eerste dood, wat het ons gesê? Wat gaan dood in die eerste dood wat almal verkry? Kan enigiemand vir my sê, wat gaan dood? Ok, die vlees, jou liggaam. Die tweede dood wat ons nie verkry nie, is die verdoeming van die siel. As daar net 'n liggaam en 'n siel oorbly, en die liggaam sterf af, en ons verkry nie die tweede dood nie, is dit nie die verdoeming van die siel nie. Dit is nie dat ons hel toe gaan nie, maar ons verkry ewige lewe in die koninkryk van die Vader. En natuurlik, wanneer Christus terugkom, sê die woord vir ons, al kom 'n groep terug saam met hom, wat verwys na die wat al reeds by die Vader is, die wat nog lewe op aarde, kom hom tegemoet in die hemele, of in die wolke, en ons verkry verheerlikte liggame, maar ons verkry nie die tweede dood nie. Christus het die dood gesmaak vir hierdie oorwinning ook. Eintlik ons ewige lewe. En hulle sê, wie verkry dit nie? Die wat deel het aan Christus se opstanding. Nou Paulus praat oor die doop en verduidelik hierdie aspek vir ons, wat ons al 1000 keer oor gepraat het. En hy verwys eintlik na die doop, simbolies, maar
na redding wat voor die doop gebeur. En hy sê, die wat in Christus gedoop is in sy dood gedoop en het deel aan sy opstanding. Verwysing, dis hoekom ons sê iemand wat gered is weer gebore, né? Tweedens verwys Paulus in daai konteks dat ons nie net deel het in sy opstanding geestelik tans nie, maar ons het deel aan sy opstanding wanneer Christus weer terugkom ook. Dit gee vir ons hoop, né? Ek hoop julle is nog saam met my. Nou as ons dan dieper in die gedeelte indelf, wat sê Jesus het die dood vir ons gesmaak, is daar nog 'n betekenis wat ek graag met julle wil deel. En hierdie betekenis is 'n betekenis wat ek nie eintlik gesnap het vir baie jare nie. Want ons het nou net gesê, ons as gelowiges hou vas aan die hoop in Christus, maar ons het nog steeds vrees vir die dood. En ek kan glo in my hart, die vrees wat ek nog altyd gehad het, was vir daai laaste oomblikke. Om alleen miskien te voel, om miskien in daai oomblik verlate te voel. Miskien gaan ek sterf op my eie in 'n hospitaal of elders in 'n veld of wat ook al. Maar ek was nie bang vir dit wat kom nie. Ek glo dat wanneer ek sterf, ek gaan na die Vader toe, na Christus toe. Maar ek het meer 'n vleeslike, menslike vrees gehad voor dit. Maar hoor wat sê die skrif vir ons. En ons vind eintlik die betekenis wat behoort is om vir ons vreugde te kweek en hoop te gee en die vrees uit ons harte uit te brand vir daai oomblikke voor die dood in Jesus se woorde aan die kruis. In Matteus 27 vers 46 waar Jesus sê, Eli, Eli, lema sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Nou, ek glo nie een persoon wat op aarde is en wat nog op aarde sal wees, sal die diepheid en die hartseer van hierdie woorde verstaan nie. Vir die eerste keer in 'n ewigheid is die Vader en die Seun geskei van mekaar, omrede Christus die wêreld se sonde op hom geneem het. En sonde bring skeiding tussen die vlees en die Here. Dis die eerste keer in 'n ewigheid wat Christus aan sy Vader geskei was. Jesus roep uit in angs, verlaatheid en alleenheid. My God, waarom het U my verlaat? Maar wat sê dit vir ons? Jesus roep hierdie woorde uit sodat nie een van ons dit hoef uit te roep nie. Jesus roep hierdie uit sodat nie een van ons wat weergebore is op ons doodbed hoef te sê, Vader, waarom het U my verlaat nie? Want Christus in daai oomblik wat hy vir ons gekruisig was, die dood oorwin het vir ons, en wat het ons verkry? Die Gees van God. En is die belofte in die woord nie dat die Gees vir ewig in ons bly? Christus het gespreek en 'n ander dood gesmaak, sodat ons nie die bittere dood hoef te smaak nie. Christus het 'n bittere dood gesmaak van alleenheid, sodat ons 'n dood kan smaak vol vreugde, hoop en vrede in ons laaste minute hier op aarde. Maar onthou, weer eens, die is net vir die wat in Christus is. En eintlik sê hierdie gedeeltes vir ons, dat ons nie hoef bang te wees vir die dood nie, want God sal ons nie verlaat nie. Want Christus het vir ons sondes gesterf. En dis hoekom die woord sê so prominent die hele tyd, Jesus as hoëpriester tree in vir ons by die Vader. Christus woon in ons, God woon in ons. Met daai laaste asem wat uitgeblaas word, is daar geen vrees nie. Want die volgende asem wat ingeasem word, is by die Vader. En mense, ek weet nie van julle, maar hier is so 'n eenvoudige waarheid. Maar besef ons is nou nog eintlik, kom sê in die Paastydperk, Hemelvaart kom nog ook. Besef ons wat Christus deurgegaan het, die bittere dood wat hy gesmaak het vir ons. Sodat ons nie verlate alleen hoef te sterf nie, dat ons die belofte, en so mooi, die wat by die Bybelstudie is, nie net 'n belofte kon verkry nie, maar eed kon verkry het, dat ons nooit verlate sal wees nie. Nooit alleen sal wees nie, want God is altyd by ons. Die Gees verseël ons vir die ewige.
Ons laaste asem is gebaseer op 'n hoop en 'n eed wat God beloof het. En hy is nie 'n beloftebreker nie. Openbaring 14 vers 13 stel hierdie aspek vir my baie mooi en sê, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hulle werke volg met hulle. Die Nuwe Testament sê vir ons, geseënd is die wat na Christus leef. Mense, besef ons die vreugde wat ons behoort is om te voel vanoggend en te ervaar teenoor die Here. Dat ons nie in vrees hierdie aarde verlaat nie, maar in oorwinning omrede ons in Christus Jesus is. Die doodse angel het geen impak meer op ons nie. Maar my vraag is dan, voordat ons aangaan, hoekom lewe ons dan in vrees? Hoekom lewe ons so in vrees om te sterwe? Ek wil graag 'n storie met julle deel. En ek het dit al gedeel met julle. Nou hierdie ryk man van Amerika swem in die see en nou daar trek 'n systroom om in die baai uit in die oop see in. En soos wat die stroom hom trek en hy beklei teen die stroom en hy kom agtereintlik, hy's magteloos, want maak nie saak hoe hard hy probeer terugswem, die stroom is te sterk. En hy begin bid en hy sê vir die Here, Here, as U my red vandag, gee ek my miljoene, my triljoene dollar wat ek het aan U. En toe hy klaar gebid het, voel hy, ek kan 'n bietjie terugswem. Die stroom is nie meer, ek is uit die stroom uit, hy het my uitgegooi. Maar elke 100 meter, soos wat hy nader beweeg aan die kus, wat hy weer en hy sê, Here, ek sal 80% van alles wat ek het vir U gee. En soos wat hy nou al die mense op die kus kan sien, later is dit 50%. En toe hy daar uitstap op die strand, sê hy, Here, dankie. En hy het niks vir die Here gegee nie. En waarna dit verwys is, elke persoon sal hierdie vrees verkry. Maar onthou net een ding. Daar is net een voorbeeld in die woord van God, van 'n ou wat op sy doodsbed tot redding gekom het. En dis die ou langs Jesus aan die kruis. Baie min kom mense tot redding uit vrees, uit van die woord sê, ons word nie gered uit vrees nie, maar uit liefde. Mense, ons moet onsself ondervraag, as ek hierdie vrees werklik het, maar ek ken hierdie waarhede, hoekom het ek vrees? En Oswald Chambers stel dit vir my baie mooi in die woord, dit is Bybels wat hy sê. Hy sê, the remarkable thing about God is that when you fear God, you fear nothing else. Whereas if you do not fear God, you fear everything else. In Afrikaans, die merkwaardige ding van God is, as jy God vrees, Godvreesend is, vrees jy niks anderster op hierdie aarde nie. Maar wanneer jy nie God vrees nie, vrees jy alles anderster op hierdie aarde. En mense, wanneer gaan ons nou begin leef, nie meer in vrees nie, maar in hoop, vreugde en vrede, want Christus het die vrees vir ons eintlik ook oorwin in daai kruis. Sodat ons nie hoef hierdie dinge te vrees in die wêreld nie. Maar sien julle waar lê die probleem? By ons Godvreesendheid. Godvreesendheid is die probleem in die moderne kerk, julle. Dat is eintlik nog altyd die probleem in die kerk. My vraag is, wanneer gaan ons weer die Here begin vrees soos wat ons moet? Wanneer gaan ons weer die Here vrees en op uit die wêreld en ons finansies en ons omstandighede vrees, wat in elk geval in sy hande is? Wanneer gaan ons weer terugkeer na die Vader toe? En dan wil ek net met julle deel, daar is niks so slegs as om langs iemand se doodsbed te sit wat bang is nie. In my eie ervaring, en dis nie wat die skrif sê nie, dis wat ek sê as Pieter, het ek nog nie langs een doodsbed gesit waar iemand vrees, waar ek werklik glo daai ou het in vrees nou tot redding gekom. En ek is nie die kenner van harte nie. Maar mense, hoe hartseer is dit nie, dat ons in Suid-Afrika, wat van God konstant hoor, ons hele lewe geleef het, maar nooit die Here gekies het nie. Nou skielik as die dood 'n werklikheid raak, dan vrees ek.
Mag ons nie so leef nie. Spurgeon skryf en sê, mag hulle oor ons lyke in die hel inspring deur die dood. Verwysend hoe ons geveg het vir die gebroke wêreld. Hoeveel geliefdes ken ons nie? Hoeveel geliefdes het ons nie al in die dood afgesterf, wat ons weet in ons harte nie die Here geken het nie. Maar weet julle wat, ons leef in hierdie illusie waar ons niks sê daaroor nie. En as ons niks sê daaroor nie, is hierdie realiteit nie 'n realiteit in my hart nie. Is dit nie waar nie? Kan ons nie begin dies waarvoor ons lief is, nou die woord verkondig aan hulle, in liefde teenoor hulle leef, en hierdie waarheid van Christus aan die kruis met hulle deel nie. Christus het alleenig gesterf vir die wat aan hom sou glo. Daar is nie 'n lotto ticket wat getrek kan word om te sê, maybe gaan ek hemel toe nie. Dit is 'n sekerheid hemel of 'n sekerheid van hel. Daar is nou in between geen draadsitters nie. En mense, ons moet hierdie realiteite vat, en die enigste manier hoe ons dit kan begin aanvaar, en leef volgens dit, as ons die Here vra, Here, lei my in dit. Maak 'n deel van my, laat my nie meer in vrees lewe vir die wêreld daar buite nie. Laat ek die man raak van die huis wat ek behoort is om te wees, 'n godvreesende man, 'n godvreesende vrou, nie omrede my man of my vrou iets is, maar omrede ek godvreesend is. Kinders dieselfde, oupas en oumas dieselfde. Moenie bang wees om iets te sê vir julle kinders en vir julle kleinkinders nie. Ons praat hier nie net van 'n dood wat eenmaal gaan gebeur nie, maar ons praat hier van 'n ewige vonnis wat sal plaasvind as hulle nie vir Jesus Christus ken nie. 'n Ewige vonnis hel toe of 'n ewige vonnis hemel toe. Hou op vrees en preek die woord en verkondig dit sonder vrees. Mense, die tyd is min, is al 2000 jaar terug vir ons gesê. Die tyd is min en die average lewe hier op aarde is skort. Hoor oor en oor hoe mense wat op hoërskool is en karongelukke sterf. Mense wat ontydig hierdie aarde verlaat. Maar mense, hoeveel van daai mense ken vir Jesus? My vraag is, ons is min hier vanoggend teenoor die realiteit daar buite. Maar het julle gesien dat een persoon die wêreld verander het, Jesus Christus? Hy het 12 gekies wat toe daarna die woord uitgedra het. En hy het gesê vir hulle, julle sal groter dinge doen as ek. Verwysend hoe hy deur hulle sou werk. My vraag is jy nog oop in 'n godvreesende manier dat die Here jou moet gebruik? Of is jy soos 'n spons wat vol olie is? Nou maar net 'n bietjie inneem, huis toe gaan en sê, ek het gebid vandag. En in daai fantasiewêreld leef van, my geliefdes gaan hemel toe. Min mense kan sê, en wat 'n groot seëning is dit nie, as jou kinders die Here ken nie, werklik ken nie. Daar's nie van, hy weet wie Jesus nie, daar's 'n verskil tussen ek weet wie Jesus, en hy is my verlosser en saligmaker, en ek sal leef en sterf vir hom. Daar's 'n groot verskil, ons kan nie meer in hierdie illusie leef nie, en dis hoekom die kerke sit so en sukkel so, want ons spreek nie meer die hel en die hemel nie. Ons spreek nie meer ewige koninkryk en enige verdoeming nie. En ons spreek nie meer dat Christus die enigste ware sleutel is as jy in hom weergebore is. Mense, mag ons hierdie boodskap uitdra. Mag julle wat my geliefdes is. Seker elke persoon wat hier sit vanoggend. Ons is behoort om lief te wees vir mekaar. Mag ons hierdie saam uitdra. Mag ons as iemand hier vanoggend sit wat twyfel het, mag hy praat en 'n vraag vra. Mag hy sy hand opsteek en sê, hoorie, Pa, verduidelik vir my. Ek het vrees, want weet julle wat, daai vrees is 'n werklikheid. En kom ons verheerlik die Here deur die waarhede te verkondig. Amen. Kom ons sluit die oë en net voor ons bid. Ons 'n lied wat ons nou gaan sing. Dis 'n bekende lied, maar dit het my hart aangeraak is van 'n Afrikaanse sanger wat sing oor vrees en dat ons nie hoef bang te wees nie. Kom ons staan dan nadat ek gebid het en sing dit saam. Vader, wat 'n groot voorreg is dit nie om vanoggend net te besef, liewe Heer, deur u woord te bestudeer, dat niks wat ons is, kan maak dat ons hierdie ewigheidswaarde sal verkry nie, maar dat alleenlik Christus aan die kruis, wat vir ons gesterf het,
wat vir ons die dood gesmaak het, 'n verlate, bittere dood, kan ons vandag hier sit met hoop in ons harte, met vreugde en vrede, dat maak nie saak of my lewe vandag, môre of oor 10 jaar tot 'n einde sal kom nie, dat ek die hoop het, wat geanker is in my geloof, dat ek eendag die Vader van aangesig tot aansig sal aanskou. Vader, dit is die bron van alle vreugde volgens u woord. Vader, mag ons groei in hierdie realiteit, mag ons leef nie meer in vrees en gebondenheid in hierdie wêreld nie, maar sal leef as 'n nuwe skepsel. Christus se lig sal uitdra en sal leef asof dit 'n waarheid is dat die kettinge van die ou mens gebreek is. Vader, dat nie een van ons wat hier is vanoggend eendag sal vrees hê voordat hierdie onbekende kom nie. Vader, maar dat ons in oorwinning in Jesus Christus met opgewondenheid sal uitsien na die ewigheid waartoe ons bestem is. Vader, ek vra as daar iemand is nou wat vrees het, wat onsekerheid het, Vader, mag jy hom bemoedig om dit te noem. Om met 'n gelowige hier te praat en te sê, broer, ek het vrees. Bid vir my, gesels met my, verduidelik my. Vader, dat ons nie hier twyfel sal hê nie, maar dat ons die wêreld wat twyfel daar buite Christus sal verkondig. Vader, ek vra dat U ons sal seën in hierdie week wat voorlê, en mag ons ook hierdie boodskap uitdra. Ons vra dit in U heilige naam. Amen. Kom ons staan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm en te laat groei, en ook deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep, en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie julle.